Goeiemiddag uit 'n sopnat Johannesburg uit. Dit is Vrydag 4 April 2025 en baie welkom by hierdie nuusflits, die Vrydagmiddag nuusflits saam met Klaas Prinsloo. Die skade vir Maart sover ongeredigeerd is 10 aanvalle, 2 moorde en ons sal seker teen volgende week, middel volgende week sal ons by die videobespreking uitkom en as ek vir julle die besonderhede gee van al die aanvalle en al die moorde. Vir April is daar 'n geval aangemeld in Namibië waar daar 30 bees geslag is en 4 ander bees se haakskeensenings is afgesny. Daai bees moes ook nog geslag geword het toe die mense daar aankom. Van die beeste se vleis was al klaar afgestroop, afgesny en repe gesny en die opgehang om gedroog te word. Ons baie spekulasie oor hierdie goeters, ons gaan nie nou daar gesels nie. Dan is daar die transitoerowe, gister was die transitoerowe stil gewees en daar is spekulasie dat die transitoerowe se geld nie noodwendig gaan vir die befondsing van plaasaanvalle nie, maar dat dit meer gemik is op die befondsing van die 4 April veldtog. Die ander gogga wat sy kop uitsteek die laaste tyd is grondgrype. Daar's baie 'n hele klomp grondgrype. Julle het seker al gesien op sosiale media en dit is seker 'n ding wat nie baie maklik sal inkry nie. Die reën wat van gisteroggend af begin val het waarskynlik vir ons 'n bietjie die 4de April so goeders gedemp. Daar was baie onsekerheid geweest, baie spekulasie en baie mense het die inligting wat verlede Vrydag uitgegaan het vraagteken tot en met dat daar begin definitiewe bevestiging uitgekom het in die vorm van reëlings deur die Tshwane Metro Polisie. Nou ek gaan vir julle 'n klein video wys net hierna. Daar was nie veel mense gewees nie. Die reën het hierdie ding baie gedemp. Daar is berigte van vervoer wat gekanselleer is. Daar is berigte van vervoer wat nie deurgekom het nie as gevolg van die vloede oral in die noordelike provinsies. En ja, ons is dankbaar. Maar wat gebeur nou hiervanaf? Hiervanaf die tentatiewe datum wat gegee is, sou hierdie dag nie suksesvol was nie, is die 5de. En daar word al klaar op die groepe bespiegel dat hulle moet hergroepeer en hierdie ding weer van 'n punt af vat. Ek wys vir julle hierdie video. Ek weet nie of dit vooruitspruit uit die 4de April se beplanning nie, maar die 22ste April wil die EFF Urania toe gaan. Ek het my bedenkinge daaroor, maar ek dink dit gaan baie veilig wees vir die EFF nie. Hulle het in die suidelike provinsies het al klaar baie hulle Moses teëgekom en ons kan maar net hoop dat hulle wysheid sal toepas in daardie beweging. Ek het vanoggend met Adrian Vos gepraat en as ek vir julle sê, hy het alles verloor, en bedoel ek letterlik alles. Na sy huis afgebrand is, het hulle ingestap, hulle het sy gereedskapstoor het hulle geroof, leeggedra. Daardie man het niks. Sover het ons al 'n bietjie boumateriaal ingekry. Die Back-A-Buddy staan baie stil. Ek gaan die Back-A-Buddy op die groepe sit. As jy wil kyk daarna, as jy 'n donasie kan maak, ons dit regtig waardeer. Ons soek op die stadium, kyk ons na voertuig of vervoer, as jy vir ons kan help met diesel ook daarso, ons wil waardeer, daar is boumateriaal wat net afgehaal moet word. Hierdie man is haastig om vorentoe te gaan. En wat op die stadium is hy baie gefrustreerd, want hy is nie 'n man wat heeltyd in die bed kan lê nie. Hy het sy hele bene is in gips as gevolg van die ronde wat in sy knie is, en hy sê as hy hoes is die ronde in sy bors nog baie seer. Hy gaan nou die 9de gaan hy in vir 'n ondersoek, en dan die gips moet nog vir die volgende 4 weke aanbly, en daarna sal ons eers kan bepaal wat die mobiliteit is
en die mobiliteit gaan waarskynlik die ontwerp van die huis ook insluit of ook beïnvloed. So ons hou duime vas vir hom. En baie van ons jy het 'n nuwe boor gekoop. Die ou boor lê daar, so hy werk nog. Kom ons skenk hom. Praat met my. Ek sal my nommer op die skerm sit en dan vat ons dit van daar af. As jy enige gereedskap het, daai man het nie 'n skroewedraaier nie, mense. Asseblief, ek vra vir julle mooi vandag. Kom ons help daai man. As ander goeders wat ons ook mee besig is rondom Adrian en dit is klaar uitgesorteer, ek hoef dit nie hier so oor te gesels nie. Maar as jy surplus gereedskap het, gereedskap wat jy tipies op 'n plaas gaan nodig hê. Elektriese gereedskap, 'n welder, grinder, baie van goed sal handig te pas kom in die loop om vir Adrian om weer van vooraf te begin met sy lewe. Asseblief, ek vra vir julle baie mooi op die Vrydagmiddag. Dan natuurlik Vrydagmiddag se veiligheid. Julle sien dis nat daar buitekant. Ek het 'n paar video's, ek gaan nie daai video's opplak nie. Daai video's is oral op sosiale media beskikbaar. Julle sien hoe lyk dit daar buitekant. Daar's riviere wat in volle vloed is, wat basies net 'n duik in die grond is as daar nie water is nie. Maar daai goeters het nou oor hulle walle gestoot. Daar is paaie wat heeltemal onbegaanbaar geraak het. Daar is ongelooflik baie water. Kom ons gaan vat nie kanse op die pad nie. As jy sien, dit lyk asof hier dinge moeilik kan raak, draai eerder terug en ry na 'n veilige area toe of 'n veilige deel van die pad waar jy nie onder daardie water gaan inkom nie. As daai water vir jou vat, dan vat hy vir jou weg. Daar is nie kans om uit te kom. Die water is net dood eenvoudig te hoog op baie van hierdie paaie om met 'n voertuig daar te kan deurkom. Vir die res van die naweek beoog hulle dat hierdie reën sal aanhou. Ons weet nie tot wanneer nie, ek is nie 'n weervoorspeller nie, ek het nie daai goeders nagegaan nie, maar elkeen van ons dink ek kan ons eie weervoorspelling gaan kyk op ons fone. Maar wees veilig. En vir April, ek is nie gemaklik oor April as dit kom by plaasaanvalle nie. So kom ons kyk maar oor ons skouer. Geniet julle naweek. As jy enetjie vang vir die koue, geniet hom. Goed gaan daar by julle en veilig wees. Seën vir julle.